Goeiemôre dames en here. Hierdie is weer 'n uitsending van die inligtingsdiens van die HNP. Dit gaan oor Dr. Verwoerd, wat die 6de September vermoor is en op die 8de September verjaar het. Meneer Fritz van Graan, die leier van die HNP, gaan 'n bietjie meer daaroor te sê, asseblief. Fritz, gaan voort. Dag vriende, dankie Hermanus. Dis eintlik so met 'n knop in die keel wat 'n mens oor die stadium of die geskiedenis wil praat. 59 jaar gelede, op 6 September 1966, is Dr. H.F. Verwoerd in die Suid-Afrikaanse parlement in Kaapstad vermoor deur 'n Griek wat 'n bode was in die parlement. Net na 2 die middag. Dit was 'n tragiese oomblik vir die land en die volk. Die bode, weet mens nie hoe het hy daar gekom nie, maar hierdie tipe van inligting kan 'n mens eintlik volledig kry in die boek van meneer Jaap Maree, Die Era van Verwoerd. Daarin is baie inligting oor die moord en oor die gebeure daarna. Nou, ons gaan ook dink vandag aan Dr. Verwoerd se verjaarsdag op die 8de September, wat 'n blye dag sou gewees het en toe nou heeltemal tragies verloop het. Dr. Verwoerd se dinge word eintlik van dat hy betrokke was, sy aksies en beplanning en opdragte en goed, van dat hy by materiële sake betrokke was, totdat hy eerste minister was en vermoor is, word baie goed in Jaap se boek beskryf. Hy was 39 jaar oud toe hy minister geword het. Ja, dis waar. Dan het Johan ook videogrepe wat hy uit 'n vorige video wat hy gedoen het toe die 50-jarige afsterwe van Dr. Verwoerd herdenk is, die man van graniet. Daaruit het hy videogrepe saamgestel wat ons vandag gaan na kyk. Die videogrepe bestaan nou uit dele van die inligting van die Verwoerd familie, ander inligting, films, koerante, boeke en audiovisuele inligting. Ons gaan nou van hierdie video's vir die aanbied op die uitsending. Ja. Oktober 1948. Dr. Verwoerd word aangestel as senator in Dr. Malan se regering. En net 2 jaar later as minister van naturele sake. Dr. Verwoerd is kwaadlik 49 jaar oud. Hy pak sy taak met ywer aan en besoek mettertyd alle swart volke en kleiner stamme in Suid-Afrika en Suidwes-Afrika, om aan hulle die konsep en beleid van apartheid, soos dit toe nog genoem is, in idiome wat hulle kon verstaan, te verduidelik. Dit laat hulle die regverdigheid en goeie bedoelings van apartheid insien, en daarom toon hulle verering en agting deur verskeie geskenke aan hom en mevrou Verwoerd te oorhandig. Maar wat was hierdie apartheid? 3 September 1958. By aanvaarding van sy ampt as eerste minister, som Dr. Verwoerd in 'n radio-uitsending die beginsel en konsep daarvan op. Die beleid ten opsigte van die kleurbeleid binne die Unie self word nog steeds misverstaan. Veral diegene wat nie uit ervaring kan meepraat nie, begryp nog steeds nie dat apartheid of aparte ontwikkeling berus op die besef dat die swakkere alleen teen die sterkere beskerm kan word. En die andersoortige in getal mindere alleen teenoor die getal meerdere veilig voel. Met ander woorde, dat botsing alleen vermy kan word, indien daar soveel moontlik skeiding kom. Skeiding, of dit woongebied, of landgebied, of lewensterrein betref, beoog nie verdrukking nie. Dit beoog volle kanse vir almal, wat weliswaar net benut kan word tot die mate waarin die persoon of groep op verskillende stadia
daartoe opgewasse is. So iets kan net vir elkeen binne sy eie rassegemeenskap beplan en bewerkstellig word. Met die beleid van aparte ontwikkeling word geluk, veiligheid en die anker van 'n eie tuis, taal en bestuursgebied aan Bantu sowel as blanke gegun en nagestreef. Dit word soms uit die oog verloor dat die regering en elkeen wat 'n gesonde toekoms op morele grondslag wil bou, nie so moet dink aan die voorspoed, tevredenheid en vrymaking van die Bantu nie, dat hy die blanke se reg op beskerming vir hom van alles wat hy oor geslagte opgebou het uit die oog verloor. Sy goed, sy vryheid en sy regte kan egter, weens die getalle verhoudings, alleen vir hom behoue bly, deur hulle apart te laat besit of beoefen. En op 31 Mei 1960, by die Unie se 50-jarige fees, ek sien dus op die horizon 'n voorspoedige Suid-Afrika. Sal Suid-Afrika sy rasseprobleme kan oplos? Sal ons die verhouding tussen wit en swart op so'n wyse hier kan regeer, dat daar ook geluk en voorspoed vir die nie-blanke sal wees, maar dat die blanke tog die land bly regeer. Die enigste oplossing vir gesonde samelewing, sonder ewige botsing en twis, naamlik op die grondslag van buurskap lewe. Die beleid is nie van ons huidige geslag in Suid-Afrika nie, maar die beleid van Suid-Afrika dwars deur sy 300 jaar en die beleid van die stigters van Unie, almal van hulle, en die beleid vir die toekoms. kritiek teen hierdie apartheid bly natuurlik nie lank uit nie. Een beskuldiging gee te kenne dat apartheid immoreel, ondemokraties en onderdrukkend sou wees, omdat die swartes, wat in die meerderheid was in blanke gebiede, nie die stemreg saam met die blankes sou hê nie. Hieroor antwoord Dr. Verwoerd by 'n geleentheid in die SAIK se Radio Bantu ateljees. Wanneer daar baie volke is wat naby mekaar woon, soos in Europa, soos in Asië, soos in Afrika, dan moet 'n mens nie probeer om daardie volke saam te druk soos mielies in een sak nie. Dan moet jy daardie volke elkeen sy kans gee om te groei soos 'n eie boom of 'n eie plant. Dan alleen kan daar vrede wees tussen almal en geluk by elkeen. En daarom het ons wat gekyk het na wat in Europa gebeur het en gesien het dat die volke goeie bure geword het, wanneer hulle langs mekaar woon, elkeen sy eie tradisies, sy eie geskiedenis en sy eie groot manne eer, en dan met mekaar probeer mooi saamwerk, dat daar dan vrede is. En net soos daar in daardie ou lande dit gebeur het, dat een nasie nie wil apart leef van sy buurman nie, maar sy buurman wil probeer opsluk en 'n eenheid wil probeer maak van verskillende dele wat verskillend is. Dan het 'n mens gesien, kom daar onvrede en ongeluk, en die mense wat ly, is nie die paar daarbo nie, dis die baie mense daaronder wat wil lewe en wil werk en gelukkig wees. En daarom was dit my beleid as minister van Bantu administrasie om te sorg dat al die verskillende Bantu volke in ons land, net soos ons dit vir onsself wil hê, die Afrikaners en die Engelssprekenders, nie net in eie landgebied gaan hê, wat hulle kan sê, daar lê my eie. Al werk hulle hier in Johannesburg of in Kaapstad of waar dit ook al mag wees, dat hulle 'n plek het wat hulle tuisland is, soos ons dit noem, waaraan hulle liefde kan gebind word, waar hulle groot leiers is, waar hulle taal veral geëerbiedig word,
die taal wat hulle dan self ook gebruik in hulle huise, en wat hulle as 'n aparte taal gesien wil hê, het ons gevoel, dit moet so gebeur. En dit is wat vandag gebeur. En terwyl daar mense ver weg is, wat nie vir ons verstaan nie, hulle verstaan nie vir ons Bantu nie, hulle verstaan nie vir ons wit mense hier in Suid-Afrika, want hulle lewe in ander lande met ander omstandighede. Wanneer hulle dink dat ons idees en ideale van hoe ons in ons land geluk en vrede vir almal kan skep, veroordeel, dan weet hulle nie dat ons hier is besig om mekaar beter en beter te verstaan. En daarom is dit dat ons wil sien dat daar vir die Zulu in toekoms en vir die Zulu taal in toekoms sal wees. En vir die Sotho en vir die Tswana en vir die Xhosa. Ons wil sien dat daar vir die Venda en die Tsonga, vir elkeen die kans is om sy taal nie te verloor nie, en om sy volk nie te verloor nie, en om sy land nie te verloor nie. En as mense baie tale ken, dan bly daar tussen die baie tale wat jy ken, op die ou end nog een wat sy moedertaal is. Die taal van sy liefde, en die taal waarin hy beste dink, en die taal waarin hy wil aanbid. En dit is wat ons probeer skep in Suid-Afrika. Tydens sy Statebondsbesoek aan Londen in 1961 verduidelik hy in 'n neutedop die aard en wese van afsonderlike ontwikkeling. Our policy is one which is called by an Afrikaans word apartheid. And I'm afraid that has been misunderstood so often. It could just as easily, and perhaps much better, be described as a policy of good neighborliness, accepting that there are differences between people. But while these differences exist, and you have to acknowledge them, at the same time, you can live together, aid one another, but that it can best be done when you act as good neighbors always do. En We are best able to judge in which way we can arrive at peace and prosperity and good cooperation in our own country. And if we allowed other people to decide for us what we have to do, then they would have to allow us to decide for them what they must do. And how do you think either Ghana or Great Britain or anybody else would like South Africa interfering in their decisions and what their domestic policy must be? voor die South Africa Club, net na Suid-Afrika se uittrede uit die Statebond in 1961, wys hy op skitterende wyse hoe immoreel en inkonsekwent die kritiek dat afsonderlike ontwikkeling immoreel sou wees, in werklikheid self is. Would anybody in the United Kingdom accept as his ideal for the Commonwealth that it should become one state with one central government controlled solely by numbers and not by the merit of you yourselves as a leader state? Smaller in numbers, but great in experience and knowledge. That one multiracial state, including the province which Great Britain would then be, would of necessity be governed from India, under the majority control of those hundreds and hundreds of millions of non-Europeans concentrated there, bolstered by others scattered over the earth. Of course you thrust this idea aside as nonsense. But why must South Africa accept just that for herself in a smaller way? We rather wish each of our population groups to be controlled and governed by themselves ultimately as nations are. Where is the evil in this? This is separate development.
My geleentheid spot hy daarom egter self met die kritisie van afsonderlike ontwikkeling, wat die alternatief van een mens, een stem wil hê. Pure and simple. One man, one vote would only be a means. The objective could be the ultimate destruction of any man, any vote. In order to achieve black dictatorship, a one-party system as they call it, which they say, as Nkrumah has said, as has been said in Kenya and Tanganyika, a one-party system, which is the natural system for Africa. That would be their aim. No man, no vote. Een tweede punt van kritiek teen afsonderlike ontwikkeling beweer dat die doel van apartheid sou wees om blanke dominansie in stand te hou en swartes en hulle arbeid as gevolg daarvan te eksploiteer. Teen 2016 sou dit terloops met die skeldname rasisme en diskriminasie geëtiketeer word, wat apartheid dan glo onverskoonbaar sou maak. Wat hierdie eksploitasieskreeuwers egter verswyg, is dat Dr. Verwoerd en sy regering in hierdie sogenaamde eksploitasie vir die swartes en ander bevolkingsgroepe groot woongebiede soos Soweto en Langa en Mamelodi naby stede uitgelê het, waar stewige huise gebou is, wat gratis of feitelik gratis aan die bewoners beskikbaar gestel is, in teenstelling met die krotte waarin hulle byvoorbeeld in Sophia Town, net buite Johannesburg gewoon het. Dat skole vir hulle kinders opgerig is. Hospitale vir hulle pasiënte gebou is. Fabrieke en myne waarin hulle kon werk. En plase waarop hulle landboutegnieke kon leer, daar gestel is. Die kritisie se derde punt van kritiek, hulle pièce de résistance, die argument om alle argumente nie meer te beëindig, sou egter wees, Dr. Verwoerd was die argitek van apartheid, die meesterbrein daarachter, die een wat die beleid sou vervolmaak het, met natuurlik die baie duidelike insinuasie dat dit slegs iemand met 'n baie verwronge brein kon wees, wat so 'n afskuwelike beleid kon uitdink en implementeer. Natuurlik het hierdie kritisie verswyg dat niemand anders nie as Brittanje self alreeds in die baie vroeë 1800s apartheidswette in die Kaapkolonie gemaak het. Byvoorbeeld die Hottentot Proclamation van 1809, die Masters and Servants Act van 1856, die Native Reserve Location Act van 1902 en die Native Administration Act van 1927. Was die Britse breine dus ook verwronge? Dr. Verwoerd verstaan die kritiek teen rasseskeiding. 16 Desember 1958, Bloedrivier. Hierdie mense, sê hy, is deurdrink van 'n liberale tydsgees wat niks goed sien in die eie nie, en net wat hulle dink edel is in die ander. Daardie gees is ene weer van die verheerliking van die edele barbaar. Alles wat die nie-blanke sê of doen, is goed of word goed gepraat. Hy roei barbaars optree, dan word dit beskryf as maar net kenmerkend van 'n oorgangsperiode. Maar as die blanke deur vaste pad moet sorg dat die beskawing behoue bly, dan is dit verdrukking, dan word hy gesmaak. Dr. Verwoerd se intellek
teen wie geen kritikus opgewasse is nie. Sy integriteit, sy onkreukbaarheid, sy beginselvastheid, sy bereidheid tot konsekwentheid om die implikasies van dit waarin hy geglo het tot die einde deur te voer. Maar daarmee saam, sy baie vriendelike en innemende geaardheid het onvermydelik die grootste agting van sy vyande afgedwing, selfs al sou hulle dit nie graag openlik wou erken nie. Sou dit die bron en rede van hulle naaiwer wees en van hulle sluise van leunagtige verbale bombasme teen hierdie Afrikaner edelman tot vandag toe nog. Maar dit is ook die karaktertrekke van 'n charismatiese leier wat diep geliefd en gewild is by sy eie mense, sy ondersteuners, diegene tot wie se harte en siele hy praat. Mense wat by die 5-jarige Republiekfeesvieringe by die Voortrekker Monument in 1966 hom baie lank toejuig en toesing nog voordat hy met sy toespraak kan begin. Dit is nou, geagte vriende, vir my 'n groot voorreg en 'n eer om sy hoogedele, die eerste minister van die Republiek van Suid-Afrika, ons geliefde en ons gewaardeerde Dr. H.F. Verwoerd aan die woord te stel om sy boodskap tot sy volk te rig. Liewe land- en volksgenote, jare gelede het die lig van die vryheidson Dit sou vir hierdie Afrikaner Joshua beskore wees om sy land en sy mense wil so lank begeerde en verlangde Kanaan, hulle republiek, in te lei. 20 Januarie 1960. Die simfoniewoorde wat so onverwags kom. En die volgende probleem wat binne die terrein van die praktiese politiek is die verkryging van die Republiek van Suid-Afrika. En later, die volk se wil en begeerte hiertoe sal in 'n volksstemming of referendum getoets word. Uitbundige, begeesterde vreugde, verbuistering en kritiek. Maar die referendummasjinerie begin onmiddellik rol. En dan, uiteindelik, 5 Oktober 1960, referendumdag, stemdag, opwindingsdag, maar ook groot spanningsdag. Want wat gaan die kiesers wil hê? Moet Suid-Afrika 'n republiek word of nie? Die
Die uitslae begin instroom. Teleurstelling, vrees, spanning. Want nee loop gou voor en loop al verder voor. Maar dan begin ja inhaal. Geleidelik, stadig, maar al vinniger. Totdat hier volgt die uitslag vir die kiesafdeling welkom. Vir 'n republiek 9437. Teen 'n republiek 4647. Republikeinse meerderheid 4790. Hiermee het die stand van die stemtotaal verander van 'n meerderheid van 2389 stemme teen 'n republiek na 2401 stemme vir 'n republiek. Welkom. Welkom. uiteindelik wen die ja-stem met byna 74.000 stemme. Suid-Afrika gaan 'n republiek word. Goeienaand almal. 'n gewigtige besluit is geneem. Die kieserspubliek het onder besinnig antwoord deur die hoë stemming in elke kiesafdeling. Dwars deur die Unie, in 3 uit die 4 provinsies en in Suidwes-Afrika, was diegene ten gunste van 'n republiek van Suid-Afrika duidelik in die meerderheid. Die teenstander se werklike krag is net in 'n paar stedelike gebiede geopenbaar, in baie beperkte deel van die kaart van Suid-Afrika. Gesien vanuit die oogpunt van beide getalsterkte en geografiese verspreiding, is die uitslag duidelik finaal. Hiervoor wil ek elke kiezer in Suid-Afrika bedank. Die pers het geweldig invloed op die vorming van die openbare mening, sowel as op die skepping van vyandskap of goedgesindheid. 'n deel daarvan het nie baie goed vertoon met die afgelope stryd nie. Dit kan egter sy rol speel in die welslaa, stoffelik en geestelik van ons republiek. Ek wil vertrou dat dit sal gebeur. Ons kan nie toelaat dat die republiek in die toekomstige voorspoed van die nasie deur sensasiesug, aanhitsing of die beswaddering van ons land se aansien of die van sy leiers verniel word nie. Laat ons oor sake van beginsel verskil, met nadruk waar nodig, maar moenie laat ons onedele metodes gebruik om enige belang te bevorder ten koste van vrede, orde en welvaart nie. Ek is vas oortuig daarvan dat 'n grootse toekoms wag. Suid-Afrika staan op die vooraand van republiekwording. Onder die nasie soek ons nie vyande nie, begeer ons enkel vriende. Vir ons bevolking, wit en swart, verlang ons geluk en vooruitgang. Dit kan ons alleen op ons eie manier bereik. Daar sal 'n uitdaging wees in byna elke taak wat ons onderneem, elke vraagstuk waarvoor ons te staan kom. Dit is 'n uitdaging aan ons jeugdigheid as 'n nasie, en aan die jeug van ons nasie, wat die langdurige toekoms tegemoet gaan. Mag bekwaamheid en 'n nuwe dryfkrag, standvastigheid, moed, deursettingsvermoë, eensgesindheid en geloof altyd in diens staan van ons Republiek van Suid-Afrika. My allerbeste wense aan u almal. 'n dankbare Afrikaner volk juig en vier fees. Binne 'n week word 'n Republikeinse dankseggingsdag in die amfitheater by die Voortrekker Monument in Pretoria gereël. Die volk was daar in 'n magtige skaar. 8 maande vroeër, 3 Februarie 1960. Die Britse eerste minister, Harold Macmillan, spreek die 2 huise van die Suid-Afrikaanse parlement in Kaapstad toe. In baie diplomatisiese taal kritiseer hy Suid-Afrika se rassebeleid, as sou dit heel onregverdig teenoor swart mense wees. The wind of change is blowing through this continent. And whether we like it or not, this growth of national consciousness is a political fact
and we must all accept it. Dr. Verwoerd as ewig nie moet hom bedank. Sonder dat Macmillan hom, soos die hoflike diplomatieke gebruik is, vooraf van 'n kopie van sy toespraak voorsien het, en dus onvoorbereid, maar uit die vuis, en sonder enige nota voor hom, doen hy dit skitterend. The tendency in Africa for nations to become independent and at the same time to do justice to all does not only mean being just to the black man of Africa, but also to be just to the white man of Africa. 6 weke later, 21 Maart 1960, in die swart woongebiede Langa en Sharpeville, net buite Kaapstad en Vereniging, kom die swart inwoners in opstand teen die pasboekstelsel. Hulle plunder, gooi klippe, stig brand en vernietig eiendom. Wanneer hulle die handjievol blanke polismanne stormloop en selfs op hulle skiet, skiet die polisie met selfverdediging terug en onderdruk die opstande gou. Etlik is in die skare word gedood of beseer. Die nuus flits om die wêreld. Die internasionale massamedia is gereed op hulle pos. Met halwe waarhede en volslaa leuns skreeu hulle dit uit dat die onluste net vreedsame proteste sou wees en dat die polisie glo sonder waarskuwing net eenvoudig blindelings sou begin skiet het. Hulle verhef die gebeure onmiddellik tot 'n internasionale rassekwessie. Alle blaam word op die polisiemanne en Dr. Verwoerd en sy regering geplaas. Ten spyte van die gespanne toestand in die land as gevolg van hierdie onluste, besluit Dr. Verwoerd onverskrokke om slegs 5 dae later, op 26 Maart 1960, voort te gaan in een van die grootste pro-republikeinse byeenkomste op Meyerton, slegs sowat 20 km vanaf Sharpeville, toe te spreek. Om te wys dat hy nie sal toegee aan versoeke of hom sal laat intimideer om weg te bly van die vergadering nie, omdat hy dan presies sou doen wat sy vyande van hom wou hê, ry hy vreesloos in 'n oop motor in 'n groot stoet na die terrein. Sy seun Christian vertel hoe gewaagd hierdie optrede was, maar ook hoe onverskrokke Dr. Verwoerd was. Maar die dag wat ons na Meyerton toe gery het, is nou TP1000, dus wat lang motor, toe ek agter in die motor sit, dit was 'n baie bedryf en baie besige tyd. En hy het net sy toesprake volledig uitgeskryf of nie. En toe ons daar wegtrek op Pretoria, toe die polisie daar kom iets met hom bespreek, en hy het met papiertjie in sy sak gesteek en verder gegaan, en in die motor het hy vir ons gesê, ons moet asseblief stil bly, want hy moet sy toespraak voorberei. En hy het stil gesit agter in die motor, en hy het in daai tyd waarskynlik sy gedagtes net mooi agter mekaar gekry vir die betrokke toespraak wat aan die toppunt was van die referendum veldtog. Naby Meyerton het hulle toe besluit om, dit was so vooraf gereël, hulle het 'n oop motor gekry, waarin hy dan sou regop staan en deur die skades in beweeg. En dit het toe so voortgegaan, en hierdie oop motor is hy na die terrein toe, en is daar ontvang, en hy het die toespraak gehou, alles. En later, toe ons by die huis kom, toe wys hy vir my ma die papiertjie. Toe was dit 'n dreigement geweest wat hom gaan doodskiet.
Maar sy vyande kry tog hulle kans, of amper. Presies 2 weke later, 9 April 1960, Milner Park, Johannesburg. Die 50 jaar Unieskou. Dr. Verwoerd besigtig verskeie uitstallings. Dan open hy die skou. 'n Skare van 30.000 kom luister na hom. Mr. President, good friends, all of you who are here today, it is with great pleasure that I perform this duty immediately before I forget, and that is to declare this show open. I know it is customary to do this at the end of the speech, but I know of gentlemen who have sat down and then had to rise again, which I'm sure you would not wish me to inflict upon you. I wish to congratulate you and your society most heartily for this bright and brilliant show. David Beresford Pratt, 'n welvarende boer van Magaliesburg, is ook daar in die skare, naby aan Dr. Verwoerd, te naby. Dr. Verwoerd gaan sit na sy toespraak. Pratt loop hom tromp op en trek sy revolver se sneller 2 keer. Dr. Verwoerd sak in mekaar, bloed stromende uit sy kop. Hy is egter nog by sy volle bewussyn. Die koels het, godswonderlik, geen lewensbelangrike organe getref nie. Binne oomblikke jaag 'n ambulans met hom na die naaste hospitaal. Pratt kan nie vlug nie. Hy word se muur gearresteer. ‘n verbuisterde familie, volk en vriende hou hulle hart vas en bid en smeek in volslae hulpeloosheid, en die groot en almagtige geneesheer luister weer, en hy laat die godswonder gebeur. Hy genees algeheel volkome. Hy gee die geliefde eggenoot, vader, oupa, vriend, oom en leier terug sonder enige letsels. Binne 'n menslik ondenkbare 6 weke. Die oorstelpte volk bind hulle leier met mystieke mag aan hulle harte. My terugkoms na Libertas bied my die geleentheid om my hartlike dank en waardering, sowel as die van my huisgesin, oor te dra aan almal oor die hele land versprei, wat gedurende die afgelope weke op so baie maniere ons goedgesindheid betoon het. Ons is ook bewus daarvan hoe baie ons in hul gebede gedra het. Ek is nie van plan om terug te kyk na die aanval op my persoon nie. Ek dink ook nie daaraan met hart of rok nie. Diegene wat die atmosfeer geskep het, waardeur so iets moontlik geword het, moet hulle egter wel kwel. 'n Persoon wat gelei het soos 'n volk, moet liewer steeds vorentoe kyk en vorentoe beur. Dit sal my seker ter afsluiting vergun word om hier te getuig dat ek glo dat 'n hoër hand beskermend oor my uitgestrek was met 'n doel wat ook Suid-Afrika geld. Mag dit my beskore wees om getrou daardie wil na te kom. Teen 31 Mei 1960 het hy so herstel dat hy die eerste keer weer in die openbaar kan optree. In Bloemfontein is hy, soos oorspronklik beplan,
die hoofspreker by die hooffees van die 50 jaar Unie van Suid-Afrika se verrigtinge. Ons moet manmoedig en sterk wees. Maar die wil tot weerstand van 'n volk hang saam met die soort lyding wat hy vir homself kies. As hy die wil tot weerstand het, dan soek hy vir hom sterk lyding en nie swak lyding nie. As u wil oorwin, dan moet u gereed wees om leiers te volg wat nie bereid is om te swig nie. En daarmee bring ek u dan 'n laaste wekroep. En dit is, laat ons die toekoms ingaan, vol met moed en vol geloof, met die oog na bo verhef, na hom wat ons hier geplant het met 'n doel. Laat ons glo dat ons hier is om te bly voortbestaan. En laat ons gereed wees en met al die krag van ons harte, met al die krag van ons verstand, met al die mag van ons liggaam, met alles wat ons besit, te offer vir wat Suid-Afrika van ons vra. In Mei 1966 vier Suid-Afrika groot fees. 'n week lank, want sy republiek is 5 jaar oud. 5 jaar van ongekende voorspoed. Sonder dat enige een dit besef, lewer Joshua sy slotwoord aan sy volk. Hy laat sy visie na, dit wat sy Afrikaner volk 'n grootse volk kan maak. Hy pleit vir optrede deur elkeen wat so sal wees, dat dit 'n goue eeu vir Suid-Afrika sal bring. Hy pleit vir skrywers en digters wat werke sal lewer wat trots aan die wêreld sal sê, so is my volk. En nou wil ek uitdrukking gee aan die dikwels onuitgesproke verlange van ons volk, dat daar vir ons ook soos ander volke in hulle wonderuur die skrywers en die digters mag ontstaan wat kan en sal wil besing die heldedade van hul eie geslag. Hoe kan dit vir ons ook gegee word, soos dit in die uur van roem van groot volke in die verlede was, dat daar diegene kon opstaan, wat nie weifelend vra, wat is 'n volk nie, maar wat sal uitjubel, dit is my volk, so is my volk. So kan hy ook wondere verrig. So is hy as skepper van 'n eie toekoms. As daar uit ons midde diegene kon ontstaan wat die mooie van 'n volk se lewe wil besing, wat nie terughuiwer om patriotisme, vaderlandsliefde te huldig, maar wat ooreenkomstig die vaste patroon van huldebetuiging aan die eie volk, die lelike, die vleeslike op sy kan skuiwe en kan kyk na die geestelike en die mooie en die grootse.
wat die moderne geskiedenis kan besin. En as dit so mag wees, dan lê vir Suid-Afrika, hierdie republiek, sy goue eeu voor. En dan kan ons die vraag stel, wat sal ons van daardie goue eeu maak? Sal ons bydraers word tot die kuns en die wetenskap? Sal ons gelowig bly? Of sal ons lamsakkerig word, soos ook al gebeur met nasies in hulle voorspoed? Dit hang af van die karakter van ons volk. Vriende, jy het nou gehoor van die goue eeu wat Dr. Verwoerd aangekondig het, juist net 'n paar, dit was waarskynlik dae, weke voor hy vermoor is, waar hy gesê het Suid-Afrika gaan 'n goue eeu beleef, en so goed het dit gegaan op daardie stadium. Die Engelse pers het selfs geskryf van die groeikoers wat 6% is, en die inflasiekoers wat 2% is, en dat Suid-Afrika lê onder 'n goedheidstyd, amper hulle dit in Engels nog gestel. Dit was interessant om te sê dat die Engelse pers dit so gestel. Geen werkloosheid. Geen werkloosheid ensovoort. Was 'n fantastiese belewenis. Almal het werk gehad, dit het goed gegaan in die land, en daar was eintlik redelik goeie vrede ook, daar was nie opstande nie. Tans is ons in 'n ellendige toestand. Wie dit nie weet nie, luister geen nuus nie en lewe eintlik nie in die land nie. Mens kan net sien wat aangaan. En dit is veroorsaak deur Dr. Verwoerd se opvolgers, wat die liberale perse in die liberale wêreld nagepraat het en nagevolg het. So dit het ons in halfpad in hierdie ellende gedompel, maar die finale spyker in die doodskis is die ANC. Die ANC het alles wat opgebou was finaal vernietig, sodat Suid-Afrika rommelstatus bereik het in die wêreld. Dit is 'n ellendige toestand. Mense is moedeloos. Hoe kyk jy vorentoe? Ons kan op hierdie stadium eintlik maar net bid. Mag God drie-enig ons volk genadig wees. Baie dankie. Baie dankie, Johan.